Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Liewe Here, dankie dat U 'n goeie, genadige, liefdevolle God is. Here, dankie dat ons na U toe kan nader en nog beter, dankie dat U na ons toe nader. Dankie dat U uitstrek na ons toe, dat U ons ontmoet hier waar ons is. Here, as ons dalk hier sit vanoggend en ons is gespanne oor die week wat was of die week wat is, of ons is dalk net in 'n seisoen van verwarring of van donkerte, 'n woestyntydperk, weet ons, U los ons nie alleen nie. Ons weet U is by ons, U is die eregas ook so vanoggend tydens ons preek hier vanoggend. Here, gee ons dan ook so die rustigheid, laat die Gees ook ons harte vul en ons dalk verharde harte sag maak, om so vanoggend ook U woord en U wil dieper in te pen in ons lewe. Voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ons lewe vandag in 'n tyd waar stemme in godsdiens en sosiale media harder praat as ooit tevore. Jy hoor gereeld van mense wat met absolute sekerheid praat en sê die Here het gesê, dit moet jy glo. Profesieë, voorspellings en mense se eie persoonlike geloofsoortuigings wat rondgegooi is en ook so mense in vrees en verwarring agterlaat. Party mense lag dit af, ander mense is regtig ontwrig deur sulke absolute sekerhede. Ek wil egter vandag met hierdie vraag na die Bybel toe gaan. En as ons na die Bybel toe gaan, spesifiek Johannes 9, wat ons teks is vanoggend, dan sien ons hierdie is nie iets niets nie. Ons sien dat in Johannes 9 is daar ook 'n groep mense wat in hierdie verhaal of in hierdie hoofstuk van hoofstuk 9 van Johannes na vore kom, wat met hierdie absolute waarheid praat. En hulle beheer ook die gesprek, die Fariseërs. So is hulle die godsdienstige stemme van die tyd. Hulle is oortuig presies net hulle weet met absolute sekerheid oor hoe God werk. Maar dan ontmoet hulle vir Jesus, of Jesus is in hierdie verhaal natuurlik, en Jesus ontmoet 'n blinde man wat van blindheid af gebore is, gebore blind, jammer, en Jesus ontmoet hom, en hy genees hom. En ontwrig dit hier as te ware, hierdie appelkar, gooi dit om van hierdie Fariseërs wat met hierdie absolute waarheid wil die gesprek beheer, maar ook so as te ware manipuleer. So ek wil graag vanoggend Johannes 9 vat as ons verhaal. Dis 'n genesingsverhaal, dis 'n verhaal waar Jesus 'n wonderteken doen om sy godheid te wys, maar ook is dit 'n verhaal van waarheid, van gesag, en vir ons wat ons vandag kan vra is maar wie kan ons glo, en ook so wie kies ons om te glo. So ek wil graag stil staan by die hele hoofstuk van Johannes 9. So ek gaan 'n paar verse lees, 1 tot 12, en dan sal ons bietjie verder gaan, vers 13 tot 23, en dan sal ons dit so bespreek, en ek glo en hoop ons sal ook in die tyd wat ons mekaar sê ons gaan afspreek vanoggend terwyl ons die hele teks deurgaan. So ek lees Johannes 9 in die Nuwe Testament vanaf vers 1 tot 12. Terwyl Jesus verder stap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind is. Sy disippels wil toe by hom hoor, Rabbi, is sy sonde of sy ouers sin die oorsaak dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, nie hy of sy ouers het gesondig nie. Nee, dit is sodat almal deur hom kan sien wat God vir mense doen. Ons moet terwyl dit nog dag is, die werk doen van hom wat my gestuur het. As dit donker word, kan niemand meer werk nie. Solank ek in die wêreld is ek die lig vir die mense in hierdie wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak modder aan. In 'n salwende beweging sit hy die modder op die man se oë. Hy sê toe vir hom, gaan was jou in die bad of in die poel van Siloam. Hy is daar weg net homself gaan was. Toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure, asook die mense wat hom voorheen as bedelaar gesien het, bespiegel toe. Is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander het weer gesê, ja, so waar, dit is hy. Maar nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Die man self sê toe, ja, dit is ek. Waarop hulle vra, wat het gebeur dat jy nou kan sien?
Hy antwoord die man, Jesus het modder gemaak en het salwend op my oë gesmeer. Hy sê, toe ek moet by die poel van Siloam gaan was, ek het dus gegaan en nadat ek myself gewas het, kon ek sien. Hulle vra hom, waar is hierdie man? Ek weet nie, antwoord hy. So in die eerste 12 verse kry ons hier die eerste gedeelte van hierdie verskriklike diep teologiese verhaal. Dit is natuurlik verhaalvorm, maar dit sê vir ons hierdie wonderwerk, wonderteken wat Jesus doen, soos Johannes dit ook noem. Maar meer spesifiek die ontmoeting wat hierdie Jesus, ons Jesus, het met hierdie blinde man. So hy is van geboorte af blind. So die konteks van die tyd, die agtergrond, die godsdienstige verstaan van die Jode, is dat God hom dus nie blind sou maak nie. So dis nie God se skuld nie. So dit moes sy ouers se skuld wees, want hy was van geboorte af blind. Dus as jy blind is dit 'n sonde of jou eie skuld, en dit behoort dan nou sy ouers sin te wees, omdat hy van geboorte af so blind is. En die rabbies, of die disippels, vra vir Jesus as leermeester, Rabbi, help ons gou met hierdie teologiese debat, wat in die tyd afgespeel het. En Jesus draai die vraag om, of breek die logika heeltemal anders om, en sê, hy is blind sodat die werke van God in hom geopenbaar kan word. Die Here ontmoet hom hier, en gebruik die blinde man nie as 'n voorbeeld nie. Hy genees hom in die sin van om hom sosiaal te genees, want ons gaan later sien, hy het weer die geleentheid om deel te neem aan die aanbiddings in die sinagoge, maar ook so het hy sy menslikheid terug. Hy kan weer sien. En ons sien later in vers 25 dat die man getuig, ek was blind, nou sien ek. So as ons die vraag wat ons vandag in ons harte mee het van, hoe werk ons met getuienis en profesie en absolute sekerhede, dan sien ons ware getuienis gaan nie oor groot verklarings nie. Het gaan nie oor goed wat viral gaan, het gaan nie goed oor wat soos 'n veldbrand versprei op sosiale media nie, of selfs dramatiese profesie nie. As ons na hierdie verhaal kyk, en ons kyk na die blinde man se getuienis, dan sien ons dus oor eerlike getuienis van wat Christus in jou lewe gedoen het, en nog reeds besig is om te doen. Die man hardloop nie rond en gaan maak hierdie groot bohaai op die feit dat hy net weer kan sien nie. Maar dis asof die mense in die gemeenskap kan agterkom, maar hy is anders, hy kan weer sien. En die man getuig met sy lewe, dat die Here hom aangeraak het, en dat hy blind was, maar nou weer kan sien. Ons lees die volgende paar verse, volgende gedeelte wat fokus nou van die reaksie van hierdie godsdienstige leiers van die tyd, wat met absolute sekerheid hierdie gesprek wil beheer en selfs ook manipuleer. So ek lees vanaf vers 13 tot 23. Daarop vat hulle hierdie man, wat eers blind was, na die fariseërs toe. Dit was die Sabbatdag waarop Jesus die modder aangemaak het en die blinde laat sien het. Die fariseërs het die man weer gevra hoe dit gebeur het dat hy kan sien. Hy antwoord, hy het modder op my oë gesit en ek het my gaan was en nou sien ek. Van die fariseërs sê toe gemeen, hierdie man kan beslis nie van God afkom nie, want hy het nie die Sabbatswet nagekom nie. Ander was wees oortuig, dit is tog nie moontlik vir 'n sondaar om sulke wondertekens te doen nie. Hulle het ewig van mekaar verskil. Hulle vra toe die man wat genees is, wat is jou mening oor hom, nou dat hy jou van jou blindheid genees het? Hy antwoord, hy is 'n profeet, 'n boodskapper van God. Die Jode wil nie die storie glo nie, dat hy blind was en nou kan sien nie. Hulle roep toe sy ouers en vra, is hierdie julle seun wat volgens julle van sy geboorte af blind was? Hoe is dit dan moontlik dat hy nou kan sien? Sy ouers het geantwoord, ons weet wel dat hy ons seun is. Ons weet ook dat hy blind was, van geboorte af. Wat ons nie weet nie, is hoe hy nou kan sien. Net so min weet ons wie hom van sy blindheid genees het. Vra hom, want hy is 'n groot mens. Hy kan vir homself praat. Sy ouers het so gesê, dat hulle bang was vir die Jode. Van die Jode het onder mekaar ooreengekom, dat as iemand Jesus as Christus erken, daardie persoon uit die sinagoge, die by mekaar kom plek van die Jode gegooi sal word. Daarom het sy ouers gesê, dat hy oud genoeg is, en dat hulle homself moet ondervra. So ons sien hierdie die teenreaksie, en ons moet hierdie lees. Vandag as jy hier sit en hierdie lees, moet jy glimlag.
Verstaan julle die ironie in hierdie teks? Hierdie man was van sy geboorte af blind. Dis 'n wonderwerk. Maar niemand is saam met hom bly en vier fees dat hy weer kan sien nie. Dit raak 'n godsdienstige gesprek. Die man maak nie 'n groot bohaai, 'n groot profesie deur nie. Hy sê eerder, ek getuig die Here het my ontmoet. Jesus, dis al wat hy weet. Hy gaan eers later tot geloof kom. En dan kom die Fariseërs, die godsdienstiges van die tyd. Nou dis die vraag, die uitdaging, dat hulle in hierdie verhaal met hierdie absolute sekerheid sê wat reg is en wat verkeerd is. Dus sien ons die teenkanting is van die ouers. Hulle verstaan dat hierdie Fariseërs, hierdie godsdienstige mag, dat hulle uit die sinagoge uit kan ban. Wat nie net jou afsny van God nie, want hulle het geglo in die sinagoge selfs is dis waar jy God kan aanbid. Maar die samelewing sou hulle dan ook as te ware op 'n manier bietjie uitsny, omdat hulle afgeskryf is. So hulle manipuleer as te ware, op hulle grootste godsdienstige manier wat jy kan kry. So die groepsdruk is wat ons hier sien in ons mees intense vorm. Wanneer godsdiens gebruik word om mense te intimideer, selfs bang te maak, is dit nie die stem van God nie. Dit is wat ons hier moet lees as ons met die Fariseërs kyk. Dat hulle met hierdie absolute sekerheid sê dat God werk slegs binne ons verstaan. As God opdaag op enige ander manier wat buite ons verstaansraamwerk is, dan is ons met absolute sekerheid, dit is nie God nie. Maar God verras ons. Wie is ons om God in 'n boksie te plaas en te sê met 'n absolute sekerheid, dit is so, dit moet so wees. Dis nie al nie, ons gaan 'n bietjie verder dan vanaf vers 24 tot 34, sien ons hoe die Fariseërs dan nou reageer op hierdie ondervraging van die ouers en die blinde man self. Hulle het die man wat blind was toe vir 'n tweede maal geroep en ondervra. Beloof voor God dat jy die waarheid sal praat. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Julle hoor hy manipulasie. Jy weet, hy's 'n sondaar. Waarop antwoord, ek weet nie of hy 'n sondaar is of nie. Wat ek wel weet is dat ek blind was en nou kan sien. Hulle vra hom toe verder, wat het hy gedoen? Wat het hy gemaak dat jy kan sien? Hy antwoord, ek het mos al vir julle gesê, maar julle wil nie luister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels word nie? Hulle het hom begin beledig. Jy's 'n disipel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar ons het geen idee waar hierdie man vandaan kom nie. Die man antwoord hulle, dis daarom vir my baie snaaks, dat hulle nie weet waar hy vandaan kom nie. Dit nadat hy my van my blindheid genees het. Ons weet tog almal dat God nie na sondaars luister nie. As iemand egter God in oorgawe dien en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Dit het immers nog nooit gebeur dat iemand 'n blinde mens weer laat sien nie. As hierdie man nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle skel hom toe uit. Sedert jou geboorte is sonde al wat jy doen en nou matig jy jouself aan om ons te wil leer. Hulle het hom toe verbied om ooit weer in die sinagoge die bymekaar kom plek van die Jode te kom. Sien ons hierdie, amper sê die ware kleure van hierdie godsdienstige mag van die tyd. Dat die persoon, die blinde man raak nou hierdie verskriklike mooi getuienis. En sien julle hierdie ironie van hierdie teks? Die blinde man, hy was blind. Die Fariseërs, godsdienstige mag van die tyd, wat met valse sekerheid praat, dink hulle het die lig. Die blinde man kan sien, hy begin die ware lig, Christus, en Christus as die gestuurde van God raak sien. Terwyl die Fariseërs, wat dink hulle is, sien, hulle kan die lig sien, is blind, hulle kan nie dit sien nie. Gaan 'n bietjie later ook sien. Maar dis ironie dat hierdie man hierdie getuienis raak om te sê, in die godsdienst van die tyd, die Jode het geglo, slegs God kan blindheid genees. So wat 'n beter wonderteken het ons om te sien dat Jesus die seun van God is. En die man weet dit. Hy sê, ek verstaan hoekom julle so ontsteld nie, maar as hy 'n sondaar was, soos julle sê, dan sou dit mos nie gewerk het nie. Dan sou God nie na hom geluister het nie. So ons sien hier die waarheid dat valse profete en valse gesag of mense wat met hierdie absolute sekerheid praat dikwels juist met dit, hierdie absolute sekerheid. Net ons weet. Slegs ons het die waarheid. En ons moet julle inlig. Julle almal weet nie, slegs ons weet.
Maar die punt is, dit bring geen lig nie. Dit bring net vrees en uitsluiting, om te sê, ons weet, ons het die absolute waarheid, maar julle nie. En julle moet na ons toe kom om die absolute waarheid te hoor. Nou, Jesus gee ons juis die antwoord op hierdie uitdaging. Vers 35 tot 41. Jesus het gehoor dat hulle die man verbied het om weer in die sinagoge te kom. En Jesus het hom gaan soek. Hy vra hom toe, glo jy in die Seun van die mens? Waarop die man vra, wie is hy, Here, sodat ek in hom kan glo? Jesus antwoord, jy het hom al raak geloop. Dit is hy wat nou met jou praat. Met oorgawe antwoord die man, ek glo, Here. Hy het daarop sy knie neergesak en hom aanbid. Jesus verklaar toe, ek het na die wêreld toe gekom om hierdie waarheid te bevestig. Die wat blind is, sal weer sien, en die wat kan sien, sal blind word. Van die fariseërs wat daar by hom was, het dit gehoor. Hulle vra toe iets wat ironies. Jy bedoel tog seker nie dat ons blind is nie, nie waar nie? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou God nie julle sonde teen julle gehou het nie. Maar nou beweer julle dat julle kan sien, met die gevolg dat God julle sonde teen julle gaan hou. Hier kry ons die mooi hart van Christus, van Jesus. Van hy sien hierdie man is sosiaal en godsdienstig uitgesny. En Jesus gaan soek hom. Jesus wat die ware lig is, gaan soek die persoon en sê, glo jy in die Here? En die persoon weet nie as dit is Jesus nie. Hy weet en hy het hom genees. En Jesus sê, ek het na die wêreld gekom, nie om te oordeel nie, maar sodat die wat sien, kan blind word. En die wat nie kan sien nie, kan sien. So dis hierdie mooi beeld om te sê, ware gesag lê nie in wie die gesprek beheer nie, wie die mag, wie die absolute waarheid nie, maar vir ons lê die antwoord, die waarheid in Jesus. En meer spesifiek, Jesus die lig vir die wêreld. Wat hy gesê het in vers 5, ek is die lig vir die wêreld. Daar waar Jesus is, daar waar Jesus deur mense praat, daar waar Jesus opdag, daar waar Jesus alreeds aan die werk is in ons kontekste, daar is die lig van die waarheid alreeds aan die skyn. Daar is die lig van Christus alreeds besig om die sonde en die boosheid en die donkerte en die absolute waarhede en die valse waarhede op te skyn, sodat ons na Christus toe kan kyk. In hierdie wêreld vol stemme wat aanspraak maak op hierdie absolute sekerheid, op hierdie alleenlike waarheid wat slegs hulle het, is Jesus se lig ons maatstaf. Jesus bring nie verwarring en vrees nie. Ons het nou gesien hierdie verhaal. Maar waar Jesus is daar genesing, vryheid, liefde, mure afbreek, eerder as mense uitskryf of afskryf en uitskel in hierdie samelewing. So Johannes 9, ons teks, vra ons vandag, wie se stemme volg jy? Volg jy stemme wat met absolute sekerheid praat, wat jou manipuleer, wat jou bang maak, wat met vrees geonderbou is? Of luister jy na die stem van Jesus, van Christus, die lig, ons wat dalk blind is, maar ook kan laat sien. Dat ons 'n hemelse oogtoets vandag kan hê, en dat Christus vir ons kan wys, dat ons met hemelse visie kan kyk. Dat Christus, wat die lig is, vir ons die lig is, om die waarheid om op die waarheid te skyn, waar ook al ons is. Die fariseërs in hierdie verhaal het die gesprek beheer, maar hulle het blind gebly. Hulle het met hulle blindheid die gesprek gelei en met mag dit beheer en mense gemanipuleer. Die blindgeborene wat die Here ontmoet het, hier Jesus ontmoet het geen gesag gehad nie. Hy's uitgeskuif. Hy's eintlik as te ware onreine, want hy is blind. Hy kan nie in die sinagoge ingaan nie. Maar Christus wat gestuur is, of Jesus wat gestuur is deur God, ontmoet hom, en hy wys hier deur 'n wonderteken dat Jesus ook God is. En hy sê, ek is die lig. En hierdie blinde man ontmoet die lig, en hy begin sien. Mag ons vandag Christus of Jesus as die ware lig ontmoet. Mag Jesus vir ons wys waar die hemelse God se lig en waarheid skyn, sodat ons Jesus se roete kan volg, sodat ons Christus kan loop, agter hom aanloop, sodat ons God se wil vir ons lewe kan inplant in ons lewe, sodat dit kan wortel skiet. God se stem in Christus is nie daar om jou in vrees vas te vang nie. Dis nie daar om jou te manipuleer nie,
maar dis daar om vir jou lig te wys, dis daar om vir jou vryheid te gee, dis daar om vir jou in vreugde te lei. Moenie bang wees vir valse of absolute sekerhede nie, maar hou vas aan hierdie eenvoudige getuienis van ons teks vandag. Ek was blind, maar nou kan ek sien. Kom ons bid. Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by u voete te sit. En te weet, net soos wat hierdie blinde persoon u ontmoet het, en dat u modderkoekies gebak het en op sy oë gesit het, sodat hy kan sien, weet ons, u is ook vandag besig om modderkoekies, hemelse modderkoekies op ons oë te sit, sodat ons geestelike blindheid kan vervang, sodat ons met hemelse sig kan begin sien en kyk na die wêreld. Sodat ons met hemelse oë kan kyk, sodat ons u as die ware lig kan raak sien in die wêreld. Here, laat ons nie opgevang word of opgesweep word met hierdie valse getuienis wat groot is en goed wat viral gaan op sosiale media nie. Laat ons nie op hol gesleep word nie, maar laat ons as te ware hoor waar u is as Christus, as die Seun van God, en waar u met vreugde en met vryheid ons u pad wys. Waar ons opreg kan hoor, waar mense getuig van waar u besig is om in hulle lewens te werk en wat u gedoen het. Mag ons u goedheid beleef en ervaar deur sulke getuienisse. Maar mag ons ook so vandag besef dat ons hier uitstap by die hemelse oogartsheid, sodat ons met hemelse oë, hemelse sig kan kyk, sodat ons u lig, Christus, kan raak sien waar ook al ons sien. Vra dit in u groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.